Ek wil vanmôre met die interessante gedagte wissel. Glo my, hierdie is hoogstens inleidende gedagtes. Ons gaan nog baie hieroor gesels en ons gaan nog baie gedagtes oor dit wissel. Hulle het nie stryd gevat nie. Dit is heel wonder. Maar die vrees van die Here is seker die een aspek wat die kerk die nodigste het om terug te kom by, as ons die geopenbaarde teenwoordigheid van God wil sien manifesteer. As jy so wil, ek kan na die tyd met groot graagte deel ek my nood as dit. Dis nie vir my 'n probleem nie. Van die IP behoort aan die Here. Ek wil vinnig net vir u dit weer net vir u wys. Ek glo, hier is my persoonlike oortuiging, daar's 3 vereistes wat ek en jy moet aan voldoen as ons 'n intieme verhouding met die Here wil hê. Die eerste is nie noodwendig die eerste nie, ek het hulle omgeskommel. Hierdie is eintlik die 3de een. Maar ek wil volgens met oor hierdie gedagte en ek gaan regtig waar net 'n kort inleiding kan gee. Die eerste wat ek wil sê is, ek moet die Here vrees. Die tweede is, ek moet die Here soek met my hele hart. En die derde is, ek moet heilig maak en najag. Nou my punt nommer 1 moet eintlik punt nommer 3 wees. Want as ek die Here soek met my hele hart, en ek jaag heilig maak en najag, want jy sien, daar's baie skrifverse vir elkeen van hierdie aspekte. As ek byvoorbeeld sê ek moet die Here soek met my hele hart, kan ek net dink aan Deuteronomium 4:29, waar die woord van die Here sê, dan sal julle daarvandaan die Here julle God soek en vind, hoor wanneer, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Bybel is baie duidelik oor heiligmaking. In 1 Tessalonisense 4:3, die A-gedeelte sê die woord, want dit is die wil van God. Baie mense sê, jy kan nie weet wat is die wil van God. Jy moet net die Bybel lees, of jy dalk uitvind, dit staan daar. Wat is die wil van God? Dit is die wil van God. Dubbelpunt. Julle heiligmaking. Daar is natuurlik 'n stuk wat daarna volg, maar ek wil net op fokus nie. En dit bring my vanmôre by hierdie skrif. Daar's 2 konings in die Ou Testament wat my fascineer. Nee, die een is nie Dawid nie. Dis koning Josafat en koning Josia. Dis 2 konings wat my absoluut fascineer. Maar kom ons gaan kyk in 2 Kronieke hoofstuk 19. Ek het gedink, ek wil net om vir die konteks te gee. Hy sê in, miskien moet ek hiervan so vers 4. Net die geskiedenis wat aanleiding gee tot hierdie gedeelte is, Josafat besluit, hy gaan slim wees en hy gaan homself verswaar met Agab, Isabel se man, Jezebel. En wat hy gedoen het is, hy laat sy seun met Agab en Jezebel se dogter trou. En haar naam was Athaliah, die wreedste vrou in die Bybel. Gaan lees dit. Maar hy verswaar hom met Agab en hy gaan trek uit teen God se wil en God se plan, gaan trek hulle uit in die oorlog en Agab sê hy gaan homself verberg, hy het hom soos 'n gewone mens dat aantrek en toe sê hy vir Josafat, hou jy jou koninklike kleed aan. Ons weet die Bybel sê nou het in sy eenvoudigheid 'n pyl geskiet en hy skiet vir Agab rond. En Agab sterf daai dag. En toe kom die profeet van God by hom
die profeet, die siener, die Bybel in die ou tyd gepraat van 'n siener, was wat 'n profeet genoem was, en sy naam was Jehu. In vers 2 sê hy, die siener Jehu, die seun van Hanani, het uitgegaan om tegemoet en aan koning Josafat gesê, moet 'n mens die goddelose help, en het u lief die wat die wat die Here haat, daarom kom daar nou 'n toorn op u van die Here. Josafat skrik so groot. Hy kom tot bekering. Kyk wat doen hy. Maar jy sê vir hom, tog is daar goeie dinge by u te vind, by u gevind, want u het die heilige boomstamme uit die land uitgeroei en u hart daarop gerig om God te soek. Kyk wat maak hy. En Josafat het in Jerusalem gewoon en hy het weer uitgegaan onder die volk, van Berseba af tot by die gebergte van Efraim, en hulle laat terugkeer tot die Here, die God van hulle vaders, en hy het regters aangestel in die land. In al die versterkte stede van Juda, in elke stad, en hy het aan die regters gesê, kyk wat julle doen. Met ander woorde, let op wat jy doen, pas op wat jy doen. Hy sê, kyk wat julle doen, want julle spreek nie reg vir die mens nie, maar vir die Here. En hy is by julle in die regspraak. Vers 7, en dan gaan vanoggend by dit stil staan, mag die skrik van die Here dan nou op julle wees, handel nou gesê, want die Here onse God is geen, want by die Here onse God is geen onreg of partydigheid of aanneming van geskenke nie. En ook in Jerusalem het Josafat sommige van die leviete en van die priesters en van die familiehoofde uit Israel aangestel vir die gereg van die Here en vir regsake. En hulle het in Jerusalem teruggekom en hy het hulle bevel gegee en gesê, so moet julle handel in die vrees van die Here met getrouheid en met volkome hart. Ek gaan vanoggend met u praat oor hierdie een skrifvers in vers 7. En ek wil met u praat oor die vrees van die Here. Die term die vrees van die Here kom 24 keer voor in die ou vertaling van die Bybel en 3 keer verwys hy daarna as die skrik van die Here. En in die King James vertaling kom die term the fear of the Lord 30 keer voor. So daar is 'n paar ander kere wat die Afrikaanse vertaling dit bietjie anders vertel. Maar wat vind ek in hierdie hoofstuk? Dit handel oor koning Josafat, sy hervormings, en Jehu wat met hom kom praat het en hom voor stok gekry het toe hy teruggekom het van die oorlog waar die Arameërs vir Ahab, wat toe die koning van Israel was, verwond het. En hy het gesterf. Ons sien die transformerende krag van regverdige leierskap. Righteous leadership. Ons sien dit demonstreer hoe gemeenskappe terugkeer na 'n pad van geregtigheid deur toewyding aan God in geregtigheid. 'n Koning wat hom voor God verootmoedig en God keer 'n hele volk om. Nou ja, goed. Josafat se regering leer ons dat alhoewel ons berustig kan word oor ons verlede, so jy kan voor stok gekry word oor jou verlede, die optrede wat daarop volg, jou ware karakter definieer. Wat doen jy wanneer iemand jou kom teregwys? Wat doen jy wanneer iemand jou kom vermaan? Of jou dalk, die Here help ons, jou bestraf. Kyk, as jy 'n ou kom bestraf net, dan ruk hy sy vin op en hy swem op die straat uit. Hy maak hy ruggie van hom so styf, dit lyk of hy 'n haaistok aangesluk het. Nee? In 2 Kronieke 9 vers 17, 19 vers 7 sê ons, hy sê, mag die skrik van die Here dan nou op julle wees.
Die King James Version sê die volgende: Wherefore now, let the fear of the Lord be upon you. Take heed and do it. For there is no iniquity with the Lord our God, nor respect of persons, nor taking of gifts. Die 83 vertaling sê, mag die vrees vir die Here julle bybly. Wees versigtig en doen julle plig. By die Here ons God is daar nie onreg en bevoordeling of korrupsie nie. Ons 'n paar ouens in Suid-Afrika wat dit moet maak. Die 2020 vertaling sê, daarom laat die vrees vir die Here julle lei. Die Nuwe Lewende vertaling sê, vrees die Here. Sê hy praat van die skrik van God. Mag die skrik van die Here op julle wees. Die ander vertalings in Afrikaans sê almal praat van die vrees van die Here. Ek hou van die Engelse vertalings van die Bybel ook. En weet jy, ek lees in Prediker 12 vers 13, wat baie interessant is, die Prediker skryf, hy skryf hierdie, wat hy geskryf het, dit was Salomo wat het natuurlik geskryf het, en die tweede laaste vers in my boek sê die volgende: die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Die King James sê, let us hear the conclusion of the whole matter. Onthou hy het die hele tyd gesê, dit is moeite, dit is 'n gejaag na wind, en ek het probeer om dit uit te figure, of uit te splice, en ek het probeer om dit te doen en dat te doen, en alles was net moeite. Onthou jy, dit staan in Prediker. Hy sê, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. The Amplified say, when all has been heard, then all the matter is, en dan sê hy, fear God, en daarna verduidelik hy wat hy bedoel met sê, fear God, want dis ook hoe die Amplified is. Worship Him with awful reverence, knowing that He is Almighty God, and keep His commandments. So fear God. In Spreuke 1 vers 7 sien ons, die Bybel sê, die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte verag wysheid en tug. Nou goed, wat beteken dit as ek sê, die vrees van die Here? Jy sien, daar is baie konsepte in die Bybel wat ons nie regtig verstaan nie. Ons lees dit en baie keer lees ons oor dit, maar ons gaan parkeer nie en doen moeite om uit te vind wat beteken dit werklik nie. En daarom is dit my belangrik om altyd, en ek sê dit altyd, konteks is belangrik, want daar's 3 goed wat eintlik baie belangrik is wanneer jy die Bybel lees. Die eerste een is konteks, die tweede een is konteks, en die derde een is glo my konteks. Maar ons baie valse leringe in die kerk vandag, waar Bybelverse aangehaal word, of gedeeltes van verse, dit word verhef tot 'n leerstelling, en mense word mislei en verlei. Kom ons kyk wat sê, wat beteken vrees van die Here? Die eerste een is, ontzag en verwondering. Waaroor? Oor die majesteit, die heiligheid en die krag van God. Dis om ontzag te hê vir God. Wie is God regtig? Hy's nie 'n maatjie nie. Ek hoor selfs Afrikaners begin deesdae so praat en sê die Here jy, as iemand dit sê dan kry ek so koue rille. Om eerbied en respek te hê vir wie God is. Hy staan buite tyd en hy buite.
God is so groot, ek het dit eendag gesê, maar die wil ek nou nog nie gehoor het nie. Hoe groot is God? Ek kry nog net hierdie beeld, wat in my gedagtes optower. En ek sien hierdie muur, en hy staan langs 'n olifant. Reg langs hom. Daai olifant is so groot, die muur kan hom nie sien nie. Dis hoe groot God is, en hoe groter is dit. Maar hy is so klein, hy kom woon in ons hart. So die eerste betekenis is om ontzag en verwondering te hê oor die majesteit, die heiligheid en die krag van God. Die tweede betekenis om eerbied en respek te hê, wat lei tot eerbetoning, aanbidding en getrouheid. Loyaliteit. Wanneer ek werklik waar verstaan wie God is en ek vrees hom, dan word my toewyding nie bepaal aan hoe lekker 'n diens was, of hoe lekker die voorsang was, of hoe mooi pastoor Koos gepreek het nie. My loyaliteit word bepaal deur my verhouding wat ek met God het. Want ek het eerbied en respek vir wie God is en vir wat hy doen. En dan is die derde een, en hier is ongelukkig die een waarop mense fokus. Vrees. Oeps. Hy het reg gelyk op my rekenaar. Vrees in die sin daarvan om te weet wat die gevolge is, met ander woorde wat die straf is, of wat die onguns is wat ek gaan beleef. Met ander woorde, vrees in die sin daarvan dat ek weet wat die gevolge is van dit waarmee God ontevrede is. En dis een van die redes waarom baie mense nie wil Bybel lees nie. Want hulle weet, hier in die Bybelse blaaie, tussen daai twee buiteblaaie, gaan ek waarskynlik goed lees wat ek nie van gaan hou nie. Maar jy sien, nou praat ons van die vrees van die Here. Waar begin die vrees van die Here? Dit is baie eenvoudig. Die vrees van die Here begin met die regte oriëntasie teenoor God. Nou gaan ek vir sê wat dit is. Dit is nie intellektuele slimmigheid nie. Dit sluit dit ook in. Want ek moet verstaan, ek moet nou verstaan wanneer ek, as ek praat van God, ek moet weet wie God is, so ek moet my intellect gebruik. Die tweede een is 'n houding waar ek myself verootmoedig en onderwerp aan die Skepper. When you humble yourself and submit to God as Creator. So as jy nie weet wat verootmoediging is, be humble. To humble yourself. Vir jou hoë troontjie af te klim. Dit gaan oor my verhouding met God. In die Ou Testament het hulle 'n bepaalde siening gehad oor wie God is en wat die vrees van die Here is. Dit was nie net 'n abstrakte konsep nie. Dit was 'n praktiese houding wat hulle ingeneem het. Want wat het gebeur? Diegene wat die Here vrees, wat het hulle gedoen? Hulle het sy gebooie bewaar. Met ander woorde, hulle het die 10 gebooie onderhou. Wat het hulle nog gedoen? Hulle het boosheid vermy. Hulle het weggedraai van verkeerde dinge af. Die volgende ding wat hulle gedoen het is, hulle het geregtigheid, en ek sê die woord in Engels, want mense verstaan nie altyd die goed in Afrikaans nie. Hulle het geregtigheid en goedertierendheid bewys. They showed justice and mercy. Wat het Josafat vir hulle gesê? Kyk wat julle doen, want julle spreek nie reg vir die mens nie, maar vir die Here. Ek moet doen wat God van hou. Want dit is die Ou Testament. Die volgende wat hulle gedoen het, is hulle het met integriteit geleef. Eendag werk vir 'n maatskappy en
en een van die mense wat saam weer gewerk het, wat 'n senior posisie bo my bekleed, het nie baie gehou van wat ek gedoen het nie, en sy het die regte motief gehad, maar die verkeerde woord gebruik, en sy sê tegen my, Adrian, jy moet net bietjie met integriteit leef. Jesus, maar toe raak my nek moes nou dageliks skryf, nee? Nou dink ek, okay, voordat jy nou hier op die strand uitswem, nee? Vat jy op die ken, en getrou in my natuur gaan ek toe, en ek gaan doen 'n studie oor die woord integriteit. Wat is integriteit? En later het ek opgehou, want jy sien, jy begin, integriteit lei na 'n reeks handelinge in jou lewe, en daai handelinge, wanneer jy na dit kyk, en jy gaan kyk na hom, dan lei dit na die volgende ry handelinge in jou lewe. En ek het hier by 47 verskillende aspekte wat handel oor integriteit, het ek uitgekom, toe trek ek jou Andrie kop te sê, ek moet iewers seker stop. En ek kom tot die slotsom, wat is integriteit? Dit affekteer, impakteer jou hele lewensbestaan. Dit is wanneer jy kom by 'n plek wanneer jy sê ja. Jou ja is ja en jou nee is nee. Maar kom ons gaan aan. En julle gaan my nie glo nie, ek is nie ver van klaar of nie. In die Nuwe Testament, wat sien ons as dit in die Ou Testament so gewerk het, hoe werk dit in die Nuwe Testament? Want kyk, ons is mos die Nuwe Testamentiese kerk. Onthou julle? Goed, diegene wat die Here vrees, sal sy gebooie bewaar. Nou ja, ek kon jy net hierdie slide gedupliseer. Nee, ek het nie. Lyk net so. Want wat is die gebooie van die Here in die Nuwe Testament? Toe die Fariseërs en die Sadduseërs Jesus probeer vasvra en hulle sien maar hulle kom nêrens nie, toe kom een van hulle en hy dink hy's 'n hot shot en hy sê, "Goed, wat is die grootste gebod?" En die Here sê vir hom, "Hoor Israel, die Here is die enige Here." En daar kom hier Jesus Deuteronomium en hy sê, "Jy moet die Here jou God lief hê. Die eerste en die groot gebod is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou krag en jou verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hieraan hang die wet en die profete." So, wat is die gebooie in die Nuwe Testament? Jy moet God lief hê en jou naaste lief hê. Want jy sien, wanneer ons dit nie doen nie, dan hoor ons die aanklag van Jesus in Lukas 6 vers 46. En wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie? Mag dit nooit van die kerk gesê word nie. Ek sal heilig maak in na jou. Want jy sien, wanneer ek heilig maak in na jou, dan sal ek noodwendig boosheid vermy. En terwyl ek hierdie notas maak, kom hierdie gedagte net by my op en ek maak toe 'n nota aan dit. In Engels klink dit net beter. You gravitate to what you worship. As ek heiligmaking najaag, dan neig ek na God. En ek wil hom dien. En ek wil doen wat hom behaag. En ek wil klaar kry met dit wat my weghou van God af, wat 'n skeiding tussen my en die Here bring, wat afstand tussen ek en God bring, waar die Gees se stem stil raak in my oor, waar ek die Bybel lees en ek verstaan nie wat ek lees nie, want ek wil God behaag met my hele lewensbestaan. Onthou wat ek vir u vroeër gesê het, die 3 goed wat ek gesê het, die belangrikste as jy verhouding met God wil hê, as jy in intimiteit wil leef met hom. Ek sê ek moet die Here vrees, ek moet hom soek met my hele hart, en ek moet heilig maak in najaag. Hierdie 3 goed is soos 'n koeksistem. Hulle is soos 'n goeie tou. Die tou bestaan, die sterkste tou wat jy kan maak bestaan uit 3
Koorde, dankie pastoor Koos, daar sit my woordeboek. Ek wou gesê, dan dink ek, was Wouter hierdie ding nodig, en hy sê, papa, wat beteken dit in Afrikaans? Jy sien, die Bybel sê, 3-dubbele band word nie verbreek nie. Nie maklik verbreek nie. Die sterkste tou wat jy kan kry, gehaal enig, of hy nou so dik is, of so dun is, bestaan hy 3 koorde. En hierdie 3 aspekte, meen ek, is seker die 3 goed wat by mekaar hoort, as ek en jy die geopenbaarde teenwoordigheid van God in ons wêreld sien. Wanneer ek die Here vrees vandag, dan sal ek geregtigheid en goedertierenheid bewys. Ek sal genade hê met mense. Ek sal opstaan vir dit wat reg is. Ek sal staan en val by dit wat reg is. Dan is reg. Dis goed. Ek sal met integriteit leef. Ek sal sê wat ek doen en doen wat ek sê. My ja sal ja wees en my nee sal nee wees. As ek 'n ding sê, dan doen ek dit. Ek het 'n pastoor gehad. Loop in die dorp. Die wat jy nog sien as jy dit nou reeds gesien, hy is besig om te swat, hy is amper klaar. Dan kry jy in die dorp, né? Nou eers as hy die pastoor sien, dan soek hy aan 'n rak. Jy weet mos hoe werk dit, né? Dan sien pastoor, ek was in die kerk, dan loop hy hom raak, né? Dan sê hy kom, gesels en sê, pastoor, ek sien jou Sondag in die kerk. En daai pastor vir my het gesê, hy spaar die ouens maar daai leen. Hy sê, want as hy vir jou sê, ek sien jou Sondag in die kerk, en jy weet, hy gaan nie Sondag in die kerk wees nie. Kans sal dat hy wel daar gaan wees, is baie skraap. Maar dit ook al sê, as ek sê, ek sien jou, dan sien hy jou. My ja is ja, en my nee is nee. In Spreuke 9 vers 10 lees ek, en ek gaan lees in die King James. Hy sê, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Waar begin wysheid? Waar is die oorsprong van wysheid? Is om God te vrees. Is om die Here te vrees. Dis waar wysheid begin. And the knowledge of the holy is understanding. As mense wat probeer om die verborgenhede in die woord te verstaan, maar hulle vrees God nie. Die Here deel nie sy geheimenisse met enige persoon nie. Dis hoekom Spreuke 25 vers 2, as ek reg is, sê hy, dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar dit is die eer van konings om dit na te speel. So God het verborgenhede wat hy nie met enigiemand deel nie, en hier vind ek die grondslag daarvan. Knowledge of the holy, daai kennis van die heilige, die allerheilige, van dit wat God kosbaar raak, word voorafgegaan deur by vrees vir die Here. Hoor dit sê Amplified, die classic version, want daar is 2 verskillende Amplifieds, né? The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning of wisdom. Maar as hy praat van beginning, dan sê hy, the chief and choice part of wisdom. The fear of the Lord is the chief and choice part of wisdom. And knowledge of the Holy One is insight and understanding. Die 53 vertaling sê die beginsel van wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. 2020 vertaling sê, die begin van wysheid is ontzag vir die Here. Ontzag vir die Here. Ek kom net nou terug hiernatoe. Ek gaan nie oor dit praat, ek gaan net iets sê. En kennis van die Heilige is insig. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, wysheid begin daar waar daar ontzag vir die Here is. So, wysheid begin waar daar ontzag vir die Here is. Ek het net vir u gewys wat is ontzag vir die Here.
Hy wat die Heilige ken, het werklik insig. Hier is die vraag, wat gebeur waar die Here gevrees word? Wat gebeur wanneer ek en jy by die punt kom waar ek die Here werklik waar vrees? Nie bang kruip in 'n hoekie want ek het 'n week koekies gevat en mamma het gesê ek mag nie voor ete koekies eet nie. Nou is ek uitgevang nie. Nou moet ek dik vir 3 van die bestes. Nog erger, ek mag nie PlayStation speel nie. Dis mos nou deesdae die straf, kan jy dit glo? Here help ons. Dis nie dig nie, dis dissipline. Maar hoe dit ook al is. Ek praat nie van daai vrees nie. Dis waar ek eerbied en respek het vir God. Waar ek ontzag en verwondering het oor sy majesteit, sy heiligheid en sy krag. Waar ek eerbetoning aan God toon. Waar ek hom aanbid en getrou is. En nie bang is, maandag as ek my foon lui en ek sê as die pastoor, dan, hy gaan my weer uithaal want ek was nie in die kerk nie. Nee, eerbied en respek vir God dryf jou. Ek dink dis hoekom, ek dink as Petrus en Johannes, toe hulle voor die Joodse raad gedaag word en hulle sê, julle mag nie meer praat oor hierdie naam nie, nee? En toe het hulle mos nou die dood voor die oog gesweer, dis hulle, wel, of ons julle meer gehoorsaam moet wees as die Here met julle self besluit. Maar vir ons is dit onmoontlik om stil te bly oor dit wat ons gesien en wat ons gehoor het. Eerbied en respek vir God. Waar vrees ons nie? Wat gebeur wanneer ons die Here vrees? In die eerste plek sien ek Jesus bou sy gemeente waar God gevrees word. Want wat sê hy in Matteus 16 vers 18? Ek sal my gemeente bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Die tweede ding wat gebeur wanneer die Here gevrees word is, ons sien daar vind volhoubare groei in 'n gemeente plaas. Want Handelinge 9 vers 31 sê, en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. Hoor wat sê, en terwyl hulle opgebou is, en wat het hulle gedoen? Gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het wat gebeur? Het hulle vermeerder. Solank as ek en hier kom by 'n plek waar ons die Here vrees en hom dien en ontzag het vir hom en respek het vir hom en nie familiêr raak met God nie, kan ons verwag dat groei gaan plaasvind. Dis wat gaan gebeur. Sien ons dit nou, ons groei die dag. So wat moet ek en jy doen? In Joel 2 vers 12 sê die woord, maar selfs nou spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart. En met vas, en met geween en rouklag. My laaste 3 is bietjie rof. Ons het nie probleem met die hele hart nie, maar vas, ween en rouklag. As moet dalk hier oor gesels, Here. Dis nie so maklik nie. Heilig maak hom kom teen 'n prys. In Jakobus 4 vers 8, die gedeelte sê, en ek het laasweek die vorige keer toe gepraat het, ek gesê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. Ek en jy bepaal die vlak van intimiteit wat ons met God. Ek en jy, God bepaal dit nie. Kan ook vir jou 'n skok wees. Ek en jy bepaal waar ons in Christus staan op enige gegee tydstip. Dis nie omstandighede nie, dis nie jou lewensmaat nie, dis nie jou baas wat jou
sleg behandel of jou retrench het of wat ook al valse kragtestiging gedien het nie. Dis die tyd wat ek en jy vat om in God se teenwoordigheid te gaan spandeer. Ons het ook gesien die vorige keer dat Judas het 'n keuse gehad. Hy het gekies om Jesus op afstand te dien. En hy het hom nooit leer ken as Here nie. Hy het hom net leer ken as Rabbi. En as die Here ons spaar, dan wil ek volgende week bietjie met die gesels oor iets anders doen. Jy sien elke gelowige. Ons weet of ons behoort te weet dat God se Heilige Gees alomteenwoordig is. Maar dit is ook 'n feit dat die Here nie altyd sy teenwoordigheid sal openbaar nie. En ek kan onthou toe ons kinders was, het ons altyd gehoor van, veral in die skool as hulle bid, dan sê die Here, U is die stille toehoorder. Het julle dit al gehoor? En dis presies wat die Here gaan wees. Hy gaan stil wees. Die Here sal nie sy teenwoordigheid openbaar waar mense nie respek en ontzag vir hom het nie. Hy sal dit nie doen nie. Al ons trane gaan niks help nie. As die Here wil, gaan ek volgende week met die gesels oor ons ontzag te hê vir die Here, to have reverence for God. En die geopenbaarde teenwoordigheid van die Here. Kyk, as ek en jy kan kom by 'n plek waar ons die Here vrees, waar ons werklik waar die perspektief het van wat ons moet hê. God is nie 'n vrede regter waar daar staan en hy soek 'n rede om jou te straf nie. Dis nie wie God is nie. Hy's 'n liefdevolle Vader, wat sy Vaderhart in jou wil openbaar, jou lewe wil transformeer en dit omkeer en jou vat op 'n reis wat jy nie kan glo nie. Want die Bybel sê wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het, God toeberei vir die wat hom lief het, en die wat hom vrees, en die wat hom dien. Kom ons lê die Bybel. Dit het jy altyd vroeër vanoggend gesê, ons bedien nie 'n voel goed boodskap nie. Iets van die hart. Het is goed om te hoor en te weet dat jy lief is vir ons en omgee vir ons, Here. Het is goed en het is lekker om te weet dat jy ons lief het. En het is goed en lekker om te weet, jy wil ons seën, Here, jy wil die sluise van die hemel oor ons ooptrek. Maar Here, ons het ook as kinders van God 'n verantwoordelikheid. Want elke belofte van die Here rus op 'n voorwaarde, of ten minste een voorwaarde. Dan kan dalk meer wees. En vanmôre, Here, is dit nie anders nie. U, Here, wil U openbaar in ons midde, maar as daar een ding is wat die kerk nodig het, dan is dit weer om te kom by 'n plek waar ons verstaan wat die vrees van die Here is. En om ons sag te hê vir wie U is en wat U doen. Here, vanmôre bid ek dat U naam verheerlik sal word. Terwyl dat ons nou gaan sit aan die tafel van die Here, Here, bid ek dat U naam verheerlik sal word. Dat U neerbuigende goedheid oor ons sal skyn en dat U verheerlik sal word, Here, in alles wat ons doen. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en bly die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.